Goeiedag en baie welkom by AfriForum maak so. Dit is ons laaste aflewering vir die jaar. In hierdie episode hoor ons meer oor die saak wat AfriForum se privaat vervolgingseenheid teen Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC dryf. Die span het vir hierdie episode 'n draai in die Oosrand gaan maak om meer uit te vind oor die gesondheidssentrum van AfriForum se Kempton Park tak. Verder kuier ons by die Voortrekker Monument en hoor waarom dit steeds vandag belangrik is om die gelofte te gedenk. Fikile Mbalula, omstrede sekretaris-generaal van die ANC, is in die vizier van AfriForum se privaat vervolgingseenheid. Dit volg in reaksie op die onthulling dat persone met bande met die Departement van Sport, Kuns en Kultuur vir Mbalula se 2016 gesinsvakansie na Dubai betaal het. Die nasionale vervolgingsgesag het egter besluit om nie teen die toenmalige minister van die departement op te tree nie. Mbalula het gerugte van korrupsie oor die vakansie probeer stilmaak deur te sê die geld is aan hom geleen. Maar die privaat vervolgingseenheid meen daar is genoeg getuienis teen die voormalige minister om hom te vervolg. Fikile Mbalula het 'n luukse vakansie gevat na Dubai aan die einde van 2016. 'n Vriend van hom het die vakansie geskeduleer en toe was hy vinnig weg einde van 2016 en terug vroeg in 2017. Fikile Mbalula het sy hele familie op die vakansie gevat. Dit was sy vrou en sy kinders. En jy moet onthou, dit was 'n vakansie vir 5 dae en dit het R680.000 gekos. Wel, op daai stadium was Fikile Mbalula die minister van sport. Toe hy op die vakansie gegaan het hy nie vir dit betaal. Sy vriend het die vakansie bespreek. Toe kom die reisagentskap en hulle vra vir die R680.000 vir die vakansie. En Fikile Mbalula, hy sê later dat hy nie die geld gehad het. Toe kry hy 'n lening van meneer Yusuf Docrat, die direkteur van die maatskappy Sedgars Sport. Sedgars Sport doen werk vir SASCOC wat onder die departement van sport val. Toe kry hy 'n lening van R300.000. Daai R300.000 is deur 'n maatskappy wat gekoppel is aan Sedgars na die reisagentskap betaal. Daar later is daar R300.000 in kontant vir die reisagentskap gegee. R150.000 in 'n sak kontant en die ander R150.000 in 2 betalings van R75.000 in die reisagentskap se bank betaal. Dit maak op die R600.000 van die koste van die vakansie. Daar was 'n uitstaande R80.000. Dit was weer eens kontant betaal by die bank by OR Tambo International Airport. Die uitstaande R300.000 kontant is deur Chief Executive of Boxing South Africa, Tsolofelo Lejaka, hanteer. Hy het selfs 'n sak vol R150.000 kontant na die reisagentskap toe gegaan om dit te betaal. En hy het dan seker gemaak iemand in sy kantoor die uitstaande R150.000 in die rekening van die reisagentskap gaan betaal. Dit was later in daai jaar, toe ek 'n joernalis was by EWN, het ek die inligting gekry oor die betaling van hierdie vakansie en ek het begin vra. Ek het op 'n stadium gekom waar ek gaan die storie publiseer. Dit was daar voor dit dat Mbalula dan die lening terugbetaal na Sedgars toe en meneer Yusuf Docrat. Ons sê dis 'n eenvoudige saak van korrupsie en 'n mens moet net na die Prevention and Combating of Corrupt Activities Act gaan kyk. Meneer Mbalula sê daar's geen korrupsie want dit was 'n lening. Hy het die geld terugbetaal. Maar dis nie wat die wet sê. Die wet praat van gratification. Nou, mense dink van korrupsie as jy geld direk kry. Jy gee iemand geld om iets vir jou te doen. Maar dis nie wat die definisie van gratification sê nie. Gratification is 'n heel klomp tipe benefits dat mense kan kry. En een van hulle is 'n lening. Sedgars is nie in die besigheid van lenings nie. Hulle is nie 'n bank nie. Maar hulle doen besigheid met SASCOC wat onder die sportdepartement val. So wat die wet ook sê is dat it's not a defense. Hulle het 'n hele seksie wat oor defenses deel. It's not a defense vir 'n mens te sê dat ek het niks teruggedoen vir wat iemand vir jou gegee het nie. Die wet sê daar hoef nie eers 'n quid pro quo te wees nie, soos jy krap my rug, ek krap joune nie.
Wat die wet sê, en dit was in die Celebi saak so gesê, is dat daar hoef net 'n dinamika te wees. Dat the way it says it in the judgment is that there just needs to be this dynamic where the one person owes the other person something. So hy hoef nie eers iets te doen nie, maar daai dinamika hoef net daar te wees om 'n korrupsiesaak te wees. En ons sê in die saak waar Mbalula 'n lening gekry het van 'n maatskappy wat diens lewer vir 'n SASCOC wat onder die sportdepartement val, is 'n eenvoudige saak van korrupsie. En ons vra hoekom die NVG nie die saak vervolg nie. Na die storie in die media gepubliseer is 'n klag by die openbare beskermer gelê. Sy het die saak ondersoek en dit na die nasionale vervolgingsgesag verwys vir verdere ondersoeke. Na die NVG niks met die saak gedoen het, het AfriForum 'n kriminele saak teen Mbalula oopgemaak. Daai saak was deur die polisie ondersoek, maar hulle het gesloer. So AfriForum se privaat vervolgingseenheid het druk op hulle geplaas om die dossier klaar te maak. Nadat die kriminele saak oopgemaak is, het AfriForum se privaat vervolgingseenheid die druk op die polisie en die NVG gesit om na Mbalula te vervolg. Nadat die polisie die dossier vir die NVG gegee het Gauteng se direkteur van openbare vervolgings besluit om nie Mbalula te vervolg nie. Dit is dan dat die privaat vervolgingseenheid het 'n aansoek gedoen en die dossier gekry. Dit is op daai dossier dan dat die privaat vervolgingseenheid na advocate Shamila Betoy geskryf het om redes aan te voer hoekom die besluit om nie Mbalula te vervolg nie was verkeerd. Ons wag nou vir advokaat Shamila Betoy om die besluit te neem of sy gaan Mbalula vervolg of nie. Maar as sy besluit om nie te vervolg nie, is die moontlikheid dat die AfriForum se privaat vervolgingseenheid Mbalula privaat sal vervolg. Dit is 'n baie belangrike saak om te vervolg. Die privaat vervolgingseenheid was geskep om na mense soos politici seker te maak dat hulle word gevolg word. En hulle word nie beskerm omdat hulle 'n sekere posisie in die publiek het nie. So 'n saak teen iemand soos die sekretaris-generaal van die ANC wat blykbaar betrokke is in korrupsie. Daar moet 'n baie streng boodskap gestuur word dat niemand is above the law nie en dat almal moet hulle dag in die hof kry. So, AfriForum se privaat vervolgingseenheid gaan aanhou druk sit op die staat om Mbalula te vervolg, maar as hulle nie, sal ons privaat vervolging oorweeg. AfriForum se Kempton Park tak het sedert 2020 'n mobiele gesondheidssentrum wat basiese mediese dienste aan inwoners van tehuise vir bejaardes en aftreeoorde bied. Die sentrum beskik oor gekwalifiseerde verpleegsters wat onder meer pasiënte se bloeddruk neem en cholesterol en bloedsuikervlakke toets. Zelmarie Gelderblom het by die mobiele sentrum gaan aanklop om te hoor hoe die sentrum die gemeenskap ondersteun. Hallo julle, ek is vandag in 'n heerlike sonskyn in Kempton Park om vir julle vandag meer te vertel van die mobiele gesondheidssentrum wat julle hier agter my sien. Dit is basies 'n hospitaal op wiele. Nou wat kan pasiënte verwag wanneer hulle na hierdie sentrum toe kom? Hulle kan basiese gesondheidsorg verwag, basiese bloeddruktoetse, cholesteroltoetse en suikertoetse om net seker te maak hulle is reg en gesond en as daar iets fout is dat hulle na 'n ander dokter toe kan gaan. Hierdie is net weer 'n voorbeeld van hoe gemeenskappe wat hande vat, basiese gesondheidsorg aan enigiemand kan bring. Ons is baie trots op dat ons so iets het hierso. Dit is regtig waar vir ons 'n baie goeie hulp en om net hierdie mense te help en ek glo al hierdie mense is ook baie gelukkig hierso. Daar is mense wat nie kan uit hulle huise uitkom nie, wat nie kan hiernatoe kom nie. Soos ek sê, Elna het hulle al gaan help in hulle huise. Sy ken almal so. Dis vir ons 'n pluspunt hierdie wat ons hier het. Regtig waar. Ek het 'n blaasinfeksie gehad wat ek nie van geweet het nie. En hulle het my na die dokter toe verwys. Hulle het dit hier getoets en toe na die dokter toe verwys want ek het 'n niersteen gehad. Ek sal dit aanbeveel aan ander inwoners hierso want hulle kan iets optel wat hulle nie onderlede gehad het of bewus was van nie. En dan kan die susters hierso vir jou na die dokter toe verwys.
Ek het in 2021 aangesluit by Kempton Park. Ek was ook deel van die takbestuur. Ek was ook die jeugleier gewees en die gesondheidssentrum het ook toe al reeds bestaan. As ek terugkyk, kan ek regtig sien hoe hierdie gesondheidssentrum 'n groot aanwinst is vir die Kempton Park gemeenskap. Ons het hier so oorspronklik 2020 begin, in samewerking met die kerke. Ons het uitgebrei, ons bedien of ons help ander mense by ander aftreeoorde en so aan ook. En dis hoe ons kan teruggee aan die gemeenskap in samewerking met die kerke. En ja, so kan AfriForum 'n bietjie teruggee aan ons gemeenskap. Die 16de Desember is 'n belangrike datum in die land, veral in Afrikaners se geskiedenis. In aanloop tot Geloftedag het ons by Barend Eys, hoof van interkulturele verhoudings en samewerking by AfriForum, en Alana Bailey, hoof van kultuursake by AfriForum, gaan aanklop om meer oor die slag van Bloedrivier te hoor en waarom dit steeds belangrik is om die dag te gedenk. Dis nie net dat die slag van Bloedrivier en die oorwinning 'n wonderwerk was nie. Daar het baie dinge gebeur wat vir mense daarop wys. Dis eintlik 'n reeks van wonderwerke. So die een wonderwerk is toe die voortrekkers aankom op die plek waar hulle moet gereed maak vir 'n geveg, is hulle op hierdie perfekte plek tussen 'n rivier wat vol water was en 'n diep donga. So hulle kon toe die laar trek so in die hoekie tussen die rivier en die donga, wat beteken het dat die Zulus hulle net van een kant af kon aanval. Daardie aand het die Zulus, die voortrekkers het die Zulus hoor aankom. Daar's geskryf dat dit geklink het soos water. Maar hulle kon die laar nie kry nie en dit op sigself is 'n wonderwerk, want die Zulus was bekend daarvoor dat hulle in die nag aangeval het by Moordspruit en Bloukrans het hulle wel in die nag aangeval. Die voortrekkers se gewere kon glad nie goed onder vochtige omstandighede werk nie en daardie aand van die 15de Desember het daar hierdie vreeslike mis op die laar toe gesak wat mense net kan dink hoe benoude die voortrekkers moes gemaak het. En toe die volgende wonderwerk, toe die oggend van 16 Desember breek dit as hierdie wonderlike helder skoon dag. En Jan Bandjies het dit so in sy dagboek neergeskryf en dit kan niks anders as 'n wonderwerk wees nie. Want gewoonlik as mens so swaar mistige nag het, dan vat die mis eintlik die volgende oggend 'n hele rukkie om weg te trek. Wat die voortrekkers toe egter sien, toe die dag breek, is hierdie massa Zulu krygers wat voor hulle sit. Andries Pretoria se skatting was daar omtrent 15.000 Zulus was. Die jonger regimente, die swart skilde, omtrent 10.000 van hulle het voor die laar gesit en daar was nog die regiment van die meer ervare vegters of regimente van meer ervare vegters het aan die ander kant van die Sekwe-gat van die rivier gesit. Maar die Zulus het ook gesit, hulle het gewag. En dit beteken dat die voortrekkers die geveg kon begin. En natuurlik het dit vir die voortrekkers weer eens 'n voordeel gegee, want hulle kon die eerste skote op die Zulus vuur en natuurlik beteken dit daar's mense wat dood voor lê en dan moet hulle opstaan en dan moet hulle bo oor die lyke storm wat gekeer het dat hulle momentum kon kry. So die voorlaaiers het nie net baie gerook as hulle geskiet het nie, maar hulle het ook warm geword. So dit het telke male gebeur dat die voortrekkers eenvoudig moes ophou skiet omdat hulle gewere te warm geword het of omdat die rook te dig geword het dat hulle nie meer kon sien nie. En elke keer as hulle moes ophou skiet, het die Zulus reeds teruggeval. Nou die Zulus het ook hulle aanvalstegnieke aangepas deur die stryd, maar dit kon nog steeds nie maak dat hulle oorhand oor die voortrekkers kon kry nie. Uiteindelik kon die voortrekkers uitjaag met 'n perdekommando en hulle het daarin geslaag om die Zulu mag te verdeel en die Zulus het op die vlug geslaan en die voortrekkers het gewen. Nou een van die ander dinge wat mens moet noem is dat aan voortrekkerkant nie 'n enkele kryger het gesneuwel nie. Daar was wel 3 voortrekkers gewond waarvan Andries Pretoria een was. En sover ons weet is dit die enigste opgetekende slag in die moderne geskiedenis waar daar aan die een kant van 'n geveg niemand dood is nie. Die gelofte wat afgelê is in 1838 is werklik 'n baie besondere gebeurtenis in die geskiedenis van Afrikaners en daarom iets wat ons nog moet koester en wat ons jaarliks moet vier, ongeag of ons nou weet of ons voorouers gehad het wat betrokke was by die slag van Bloedrivier of nie. Want dit is 'n kosbare stuk geskiedenis. Die manne wat dit afgelê het, was regtig in doodsangs. Hulle het geweet hulle gaan teen 'n baie groot oormag geoefende krygsmanne te staan kom en daarom was dit vir hulle nodig om iets uitsonderlik te doen om tot die Here te roep om hulp te kry. En ek dink dit is die fokus. Baie mense het in die verlede al probeer om die gelofte verdag te maak en te sê dat dit eintlik 'n stryd was wat gegaan het oor oorwinning oor iemand anders, maar die gelofte gaan oor hulp geroep tot God in 'n tyd van nood en op die hulp wat dan van die Here afkom en danksegging daarvoor. Daar's 3 ou weergawes of oorspronklike weergawes van die gelofte. Die eerste is wat Jan Bandjies, die sekretaris van die groep
in sy dagboek aangeteken het op die 9de Desember. Die volgende is die verslag wat Andries Pretorius op 23 Desember gestuur het aan die Volksraad. En dan op sy ou dag in 1870 het Sarel Silje sy autobiografie geskryf en daarin was daar ook 'n weergawe van die gelofte. Die drie stem grootendeels ooreen. Daar's klein detail wat verskil, maar dit kom daarop neer dat dit 'n dag moet wees wat gewy word aan die Here, dat daar moet aan die Here se verlossing en dat dit 'n gelofte is wat die nageslag bind. Besoek gerus geloftefeeskalender.co.za indien jy vanjaar 'n geloftefeesdiens naby aan jou wil bywoon. Dis dan al vir hierdie episode. Ons wens ons kykers 'n geseënde Christusfees toe. Mag julle hierdie feesseisoen vrede en vreugde ervaar. Tot volgende jaar. Totsiens.